besig met die laaste hoofstuk van die boek Filippense, wat relatief baie vermaanings het, maar van Filippense 4 vers 10 kom Paulus eintlik die rede hoekom hy hierdie brief oorspronklik geskryf het om dankie te sê. Maar ons weet dat Filippense, die meeste van Filippense is vol van vermaanings oor en oor en. Maar kom ons kyk net terwille van die konteks van Filippense 4 lees tot in vers 7, of kom ons lees om tot by die indeling tot by vers 9. Ons fokus is egter op verses 4 tot 7. Paulus sê, daarom my broers, julle vir wie ek lief is en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, so moet julle vasstaan in die Here. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker Perseus in die woord jukgenoot, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry. Ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Dis kom hulle gehelp moet word. Verbly julle altyd, en hierdie fokus vanoggend, verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. Laat julle welwillendheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid. Dink die ou vertaling in gebed en smeking, deur te bid en te smeek en danksegging en hom, die 2020 sê en hom te dank. Wat dan? En die vrede van God wat alle verstand op hier begrip oortref sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Wat julle van my geleer het en ontvang en gehoor het en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede, waar hy nou weer praat van die tweede keer van vrede, vrede sal met julle wees. Ons bid, Vader, ons is afhanklik van die Heilige Gees om vir ons die skrifte te verduidelik. Mag ons dit wat U wil hê ons verduidelik ook uitklaar en Here verklaar, soos dit deur Paulus vir ons gegee is. Ons het nie ons eie insig nie. En al wat belangrik is dat die woord geproklameer sal word en ons deur die Heilige Gees gelei sal word om dit wat ons hoor toe te pas. Want nie almal wat sê Here, Here sal ingaan nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen, soos dit ook geskrywe en vasgelees in die geskrifte. Seën ons, open ons gedagtes, verhelder ons denke, in Christus naam. Amen. Eintlik jammer ons kom aan die einde van Filippense met so 'n mooi brief. Dit is een van die mooiste briewe, hartlikste briewe wat Paulus geskryf het. Anders is die Korintiërs wat hy aangevat het en 'n pak slaag gegee het, het hy 'n sagte plek. Maar hy begin tog Filippense 1 vers 1, Paulos kai Timotheus douloi Jesus Christus. Ek en Timotheus, ons twee, is slawe van Christus. Ek weet, ons praat nie vandag van slawe, ons praat liewer van bediendes, of ons is dienaars van Christus. Maar hy sê letterlik, ons is verbondslawe, ons het onsself oorgegee aan Christus. Dit is so, as jy vandag veral in Suid-Afrika praat van slaaf, of selfs in Amerika wat verlig jare terug geword het, praat van slaves, is dit 'n baie lelike naam, en onmiddellik dink ongelowiges in, dis 'n derogative, of dis 'n lelike naam om te sê mense is slawe, maar vir Paulus in sy tyd slawe, maar dis nie slawe van mense nie. Paulus, Timotheus is slawe van Christus, en dis 'n eretitel. Dis sê ek is 'n slaaf van Christus, is nie afwysend nie. Dis iets om wat uitstaan
En ons het al gesê, baie mense weet hoe ver hulle op hierdie diensbaarheid of slaaf geword het as hulle begin deur ander mense so slawe hanteer word. Dan weet jy hoe ver is hulle op die pad van servanthood. Slawe van Christus, die deurlopende tema ook natuurlik wat hierby bykom, wat ons gesê het in Filippense is blydskap, joy. Wees bly, blydskap. Paulus herhaal dit gedurig, wees bly, Filippense 1 vers 4. Ek dink aan julle met blydskap, Filippense 1 vers 18, 2 maal, ek is bly, omdat hy kan sy blydskap nie wegsteek nie. In elk geval, as mense met 'n vals voorwendsel die evangelie verkondig, sê Paulus, ek is bly daaroor, want die evangelie word steeds verkondig. Maak nie saak wie dit verkondig nie, so sal ek bly wees, maar hier in vers 4 tot hierdie gedeelte 3, waar hy eintlik begin praat ook van die mense wat vir die vrou moet help, gaan hy dadelik oor na vers 4 toe en sê, verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. My vreugde en blydskap moet nooit wees in my omstandighede. Mag nie in my omstandighede wees as 'n Christen nie. Want ons word so gou deur die duiwel verdeel hy ons aandag van ons blydskap wat ons in die Here Jesus moet hê, maar dis nie vreugde, dis vreugde in. Daar's 'n verskil tussen vreugde en vreugde in Christus. Vir Paulus is sy vreugde wat? Dat die evangelie verkondig word. Dat hy vir hierdie gemeentes kan sorg. Dis sy blydskap. Hy dink niks aan homself nie, hy dink aan Christus, sy Here, wie se slaaf hy is, en dan dink hy ook aan sy medegelowiges en sy liefde vir hierdie gemeente. Ons het gesê in vers 4, waar Paulus eintlik die hele hoofstuk aan vermaanings moet doen, begin hy kragtig deur te sê, daarom beteken, if it's therefore, why is it therefore? Dis 'n voegwoord waar hy die vorige gedeelte oor gaan heg aan dit wat gaan volg. Want ons het gesê verlede week, Paulus is baie erg begaan dat die kerk eensgesind sal wees. Hulle is in hierdie Romeinse kolonie wat genoem word Little Rome. Hulle word verdruk, ja waarskynlik sê die geskiedenis deur Romeinse burgers. Hierdie Romeinse burgers, die meeste van hulle weet ons, volgens die samestelling van die kerk, is afgetrede soldate. Want keiser het as beloning vir mense, vir sy soldate, dele van Filippi, die stad Filippi gegee. Hulle is burgers, klein burgers, en hierdie mense roem hulle dat hulle burgers is van Rome. Daarom gou is daar 'n tipe van opgeblaasenheid. Ek is tog beter as jy, want ek is 'n Romeinse burger. Selfs Paulus het gestaan en sê, maar ek is in Handelinge, maar ek is ook 'n burger van Rome. Want die mense het dit gekoop. Ander mense is weer deur die keiser geplaas in Rome, ook soldate, wat hy eintlik soos hulle dit daarna te verban. Vir Paulus sê hy, is dit militêre term in hoofstuk 4 vers 1, staan vas in die Here. Staan vas soos 'n soldaat. Staan langs mekaar, Judea en Sintige, kom by mekaar, staan weer vas, soos die Romeinse soldate langs mekaar vasgestaan, staan vas in die Here, want dis hoe julle gaan oorleef as julle verdruk word deur die Romeine wat julle gaan haat, hulle wat liewer die voorvaders aanbid het en selfs keiser Nero aanbid het as 'n god. Julle gaan verdruk word deur hulle, maar staan vas. Moenie moed opgee nie. So die eerste vermaaning wat hy eintlik doen is aansporing. Staan vas in die Here. Ons het gesien dat Paulus reeds in hoofstuk 2 al begin praat het. Hoe staan julle vas? Julle staan nie net vas nie. Nommer 1, julle moet onthou, en dit is waar Paulus die kragtige vermaanings kom in hoofstuk 2 wat hy sê julle moet die ander een hoër as homself ag. Hoe bou Christus sy koninkryk? Deur burgers wat
sy broer en suster, selfs ander mense hoor as homself ag, maar van die begin binne in die kerk, ag, hulle hoor. Dis 'n teken van diensbaarheid. Dis 'n teken van, ek sê verskil tussen 'n diensknegt en 'n slaaf. 'n Diensknegt is nie gekoop nie. Hy word betaal. 'n Slaaf is gekoop, hy doen die werk sonder teespraak en strubbeling, maar hierdie diensknegt moet, wanneer hy vas staan, sy broer en suster hoor ag as wat hy homself ag. En een moet nie net na sy eie belange, wat Paulus gesê het in Hoofstuk 2, nie net na sy eie belange omsien nie, na 2 vers 4, julle moet elkeen ook na die ander se belange. Dis 'n kenmerk van die kerk. Dis 'n kenmerk van slave servanthood, om uit te sien, ander hoor dit as jouself, en dan die bom wat Paulus laat los, julle gesindheid moet dieselfde wees as die van Jesus Christus, wat homself ontledig het van sy heerlikheid, en vlees aangeneem het, en kom dien het, en sy lewe afgelê het aan die kruis. Julle, dit moet gelyk wees aan die gesindheid, the mind of Christ. Dan wat hy dan ervat, hoofstuk 4, julle moet vasstaan. Joria en Sintige, staan vas saam met die res van die gemeente. Maak seker, of ons weet nie of Clemens of maar die juk-genoot moet hulle in lyn bring om weer hierdie gesindheid te hê van Jesus Christus. Want as hulle Jesus se gesindheid het, sal hulle nie onder mekaar preferensie onder mekaar stry. Ons weet nie waaroor dit was hulle botsing met mekaar gewees nie, maar wat Paulus sê, ons het kyk in 3 vers 20 het hy alreeds gesê, maar julle is burgerskap in die hemel. Julle is nie dieselfde. Julle moet onthou, julle is nie dieselfde as die gewone Romeine hier nie. Julle burgerskap is in die hemel, van waar ons Christus gaan verwag dat ons gaan gelykvormig maak aan sy liggaam. Julle as burgers nie van Rome nie, maar as burgers van die koninkryk van God, wat Jesus verwag, julle moet gesindheid moet verander. Omdat julle nou burgers is van die koninkryk van God. Julle is nie meer dieselfde nie. Want iemand wat aan Christus is nie meer dieselfde, hy is 'n nuwe persoon. Hy behoort aan 'n nuwe koninkryk. Die oomblik as hy weergebore word, is hy deel van die koninkryk van God in Christus Jesus. En dan ook dan hierdie vermaning wat hy dan verder ook gaan, hoe lewe ons as burgers van die koninkryk, of die Filippense, hoe moet julle lewe as burgers van die koninkryk? Verbly julle self altyd in die Here. Wanneer moet hulle verbly? So nou en dan, en mense julle raak sien? Nee, Paulus sê, vers 3, 4, verbly julle altyd in die Here. En dan herhaal hy dit. Ek sê weer, sê Paulus, verbly julle. Nie soms, soos ek sê, somtyds nie, want blydskap is nie in ons omstandigheid nie. Blydskap is nie as ons voorspoedig is nie. Blydskap is nie wanneer ons alles het nie. Blydskap is nie wanneer ons goeie gesondheid geniet nie. Blydskap is nie wanneer mense ons liefhet nie. Blydskap in Christus is 'n lewenswyse van die koninkryk en burgerskap van die koninkryk van Christus Jesus. Daarom moet Paulus dit herhaal. Wees bly, verbly julle. Want die meeste vertalings praat daar, rejoice in the Lord, always, again I say, rejoice. Altyd. Nou kan ons ook sê, maar watter rede moet ons verbly? Omdat God sê so deur die Heilige Gees, verbly julle in Christus. Ons kry een van die redes daar aan die einde van vers 5, hoekom moet ons altyd verbly in die Here? Want die Here is naby. Dit beteken nie sy koms is naby nie, dit beteken hy's naby. Hy's by ons. Hy's hier met ons. Dis is genoeg rede om ons te verbly in hom, want hy is naby, hy is hier. Sy Gees is by ons en in ons, en ons moet ons verbly, en die Heilige Gees sal ons help om ons te verbly in hom, daarom dat ons vas staan en ons verbly ons in die Here. In vers 5 sê, behalwe vir dit vers 5, laat julle welwillendheid sê van die vertalings, weet nie, wat sê die ou vertaling, die welwillendheid nie? Vriendelikheid. Vriendelikheid, dis 'n baie ryk Griekse woord wat beteken, ek dink die English Standard Version sê, your reasonability. Maar dit gaan oor sagtheid, vriendelikheid, welwillendheid, weer eens teenoor Christene. Nee. Wat sê Paulus? Teenoor
almal, Christen en nie Christen, moet julle welwillend wees. Hoekom? Omdat ons die sout van die aarde en die lig van die aarde is. En Christus deur ons wil skyn, is ons welwillend en is ons sagmoedig. En Paulus het reeds vir ons in Filippense 3 vers 17 verduidelik wat ons gesindheid moet wees. Laat ek vir julle 'n voorbeeld wees, sê Paulus, nee, 3 vers 7. Kom ek wys julle 'n voorbeeld. Nou, hy het klaar vir ons gewys hoe nederig is Timoteus en Epaphroditus. Hulle gebruik as voorbeeld. Hy sê, so moet julle wees. So doen julle. Kyk na hulle is diensknegte ook. Timoteus is my medeslaaf. Kyk na hulle lewe, maar kyk na my lewe. Moenie kyk na die valse leraars nie, kyk na my. En wat 'n blydskap het Paulus? In welwillendheid het Paulus teenoor alle mense. Hy sit in 'n tronk tussen Romeinse soldate. Hy is nie soos Jona, amper 'n tipe van 'n rasis. Ek sal nie hierdie evangelie aan die Romeine verkondig nie. Hierdie keiserlike wagte was hoër as centurions gewees. Hy sê nie, uitvaagsels. Ek sal niks van Jesus aan hulle sê nie. Paulus wys sy vriendelikheid, welwillendheid teenoor die Romeinse soldate en die Romeine deur die evangelie aan hulle te verkondig. Dis die eerste manier wat ons dit doen. Want Christus is naby. So, maar wat is Paulus se omstandighede? Paulus is in die tronk, hy's in boeye. Waarskynlik was hy tronke nie soos ons tronke nie, waar jy selfone en TV het, jou eie predikant het en wat hedendaagse tronke het. Paulus slaap waarskynlik in 'n stinkende tronk wat ruik na riool, donker is, wat nat is, wat koud is, maar tog sê Paulus, verbly julle in die Here, ek herhaal, wees bly. Aan alle mense. Terug na Filippense 3 vers 20. Hoekom? Julle is burgers van die hemel. Matteus 5 vers 16. Ons ken Matteus 5 vers 16. Jesus sê, laat julle lig so skyn. Op so 'n manier moet julle lig skyn, dat mense julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Sê hy, julle moet julle lig so voor julle mede-Jode skyn, julle moet mede-gelowiges so behandel. Hy sê nee, julle lig moet voor alle mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en gevolglik julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Het gaan oor God se heerlikheid. Want dit is so vandag, sit nie so, mense lees nie hulle Bybels vandag nie. Dus kom ons nou weer lees oor die Bybel. Kom ons die Bybel belangrik, want ons staan en val op die Bybel. Maar mense lees nie hulle Bybels nie, al wil ons sê, Christene lees nie hulle Bybels soos hulle moet nie. Wie sê ek is tevrede met hoeveel ure ek op 'n dag in die skrifte spandeer? Ons almal is skuldig. Mense lees ook nie, ongelowiges lees ook nie hulle Bybels nie, hulle lees ons, hulle lees Christene. Dis wat hulle lees. Want hulle kyk na hoe Christene optree, of daar lig is. En dan die goedgunstigheid, vriendelikheid teenoor alle mense. Oorlede John MacArthur sê, meld dat gentleness, wat die ESV vertaal, die NIV vertaal, gentleness means a generosity and tolerance even towards those who are guilty of trespassing against us, and we must do it, be friendly towards them without retaliation. Om wraak te soek of vergelding te soek. Ons sê gou, Here, ek sal nie vergeld nie, maar U moet vergeld. Nee, moenie eers daai gedagte koester in die hart. Here, kom hom by. Slaan hom die Here. Ons is nie Dawid nie. Dit is geskrywe as letterkunde en poetry en Paulus. Ons moet skyn. En weer eens Matteus 5 vers 5 deel van die bergrede. Jesus sê geseënd, onthou die seënsprekinge, geseënd of salig is die sagmoediges. Hoekom? Hulle sal die nuwe aarde, praat in die nuwe aarde, hulle sal die aarde beerwe. Hoor aan hulle. Hulle sal regeer in die nuwe aarde. Want hulle is sagmoedig, hulle is soos Christus is hulle sagmoedig.
weer eens, nie omdat hy gaan verskyn, of hy naby is omdat hy gaan verskyn. Maar die Here is naby, sê MacArthur, is in konteks, in spasie en ruimte hier. Nou, hy is hier by ons, soos Johannes die Doper aan die oor van Jordaan sê, behold the kingdom of God is near. Koninkryk, hy is naby. Christus het teruggekom deur sy Heilige Gees, hy is naby, hy hou dop wat ons doen. Daarom moet ons altyd welwillend wees en mense deur ons dade trek. Ek kom uit Psalm 119 vers. Ek my uitdaging staan nog steeds. As iemand vir my Psalm 119 gememoriseer kan kry. Sy paar verse, 119, ek beloof ek. Ek het gesê, ek sal R1000 gee. Giselle? Nee, ek het laas gedoen. Het jy die 119 Ek het laas mos die al die 119. Ja, ek wil graag jy met 119 doen. Hy het maar net 176 versies wat mens moet memoriseer. Nie baie nie, nee. Maar wat in die gedeelte staan dit in 119 vers 151, maar U Here is naby en al die gebooie is betroubaar. Die woord van God word besing en dis weer eens die skeptiek weer, the Lord encompasses. Wat is dit die regte naam? The Lord encompasses. Hy trek 'n laar rondom. Die wat in vrees sê Psalm 34, maar hier hy sluit hulle in. Alle gelowiges is in sy direkte teenwoordigheid. God is by sy gelowiges. Hy is nie daar ver weg en kyk, daar's 'n liedjie wat hulle sing oor die radio. From a distance, God is watching us from a distance. Dit is so onwaar as dit nie. Miskien is die Hindoese gode so, of die moslim se Allah so. Ons God is nie, doesn't watch us from a distance. Ons God is in ons. Hy is by ons. Hy is om ons. Daarom des te meer lewe op so 'n manier dat mense hom kan sien. En dan die kritieke vers, Giselle, jy kan hierdie vir 'n sjokolade vir my memoriseer. Baie bekende gedeelte oor bekommernis, né? Is die vers? Van vers 6 tot 7. Wat se boek? In Filippense 4. Moet oor niks besorg wees nie. Maar in alles, hoor net die antonieme hier. Wees oor niks besorg nie, maar in alles, niks en alles is twee staan teenoor mekaar, soos lig teenoor duister. Wees oor niks besorg of bekommerd, sê die vertaling. Maar in steede daarvan oor besorg te wees, ek dink is 'n ligte vertaling, ek dink die Afrikaans 53 sê wat bekommerd. Maar die woord kom, Christus is interessant, jy moet bietjie met die Duitsers praat oor angst. En dit kom, die eindige woord daar, wees oor niks angstig. Ons is toch besorg, ek is besorg vir my kinders wat, die is daar nie meer kerk toe kom nie. Ek is besorg oor my familie wat ander dinge doen. Ek is besorg, dis besorg of bekommer, klink bietjie erger, maar oortreffend raak. Angstig, wees oor niks angstig nie. Beangs nie. Weet baie, hulle sê, many Christians are warriors of the Lord. They are God's warriors. They worry what they're going to eat. They worry what they're going to drink. They worry what they're going to wear. Dis wat Alex vir ons gelees het. Wat sê Jesus? Dis nie oor enigiets kommer nie. Maar mense wat kies om warriors te wees. Anxiety. Paulus wat ek sê, nie daar was toe Jesus hierdie prediking gedoen het nie, of hy het nie onder Jesus se leerling gesit nie. Kom wat hy van God gehoor het, soos die nagmaal bring hy vir ons, dan sê hy, wat ek gehoor het van Heilige Gees, hy, ander woorde wat hy eintlik indirek sê vir julle mag nie bekommerd en besorg wees nie. Ons mag nie bekommerd wees oor ons nuwe belastings, waste management. Los dit by die Here, hy sal dit hanteer. Ons doen net wat ons kan doen en ons kyk hoe ver ons dit kan beveg, maar ons mag nie daaroor angstig wees nie. Onteieningswette, werkloosheid, wettelose, korrupsie in die polisie. Maar ons raak nie angstig daaroor nie. Maar die opdrag hier in Grieks, hy skryf dit as hy sê moenie angstig wees nie, is in die huidige tydperk
imperatief. Dit is amper asof hy sê, julle het nou al begin as gewoonte om angstig te wees oor alles. Stop dit! Stop dit! Dis wat Paulus eintlik sê. Hou op waarmee jy besig is. Stop dit nou. Want jy mag nie angstig wees nie, want die wêreld hou julle dop. Julle sê julle is Christene, maar julle is oor elke ding is julle angstig en bekommerd en slapelose nagte. Interessant, ek haal iets wat ek so 'n paar jaar terug gelees het en dink is nog steeds van toepassing uit die met 'n mediese medical doctor oor stres. Dit sê stres veroorsaak psigosomatiese siektes. Ons weet dit is jou brein is nie reg nie, nou slaan dit uit en dit manifesteer in jou liggaam. Maties, soma. So ek ly in my liggaam, ek kry siektes wat ek nie moet kry nie oor ek psigosomaties siek is. Ons denke maak ons liggame, vergiftig ons liggame. Nou het hierdie medical doctor gesê, in daardie tyd 43% van alle volwassenes ly aan stresverwante siektes. Nie wat ek sien, dit navorsing. Dit sê 43% van alle mense ly aan die stresverwante siektes. Tussen 75% tot 90% ter navorsing toon. Konsulteer dokters nie oor verkoues of griep of blinddarm of wat ook al nie, oor stresverwante siektes. So, kan sê 90% van alle mense gaan sien dokters oor stres, 'n aanloop is tot hulle siekte. Wat gee dit nog? Gee so 10 dinge. Wat lei stres en angs, bekommernis, angs na toe, velprobleme. Jong kinders ons al die tieners kry velprobleme, puisies en ander. Maar dit veroorsaak verskillende velprobleme. Asmatiese siektes, long en hartprobleme, dikdarm. Vir myself op praat want ek ook die dikdarm en ingewand siekte, arthritis, auto-immuun siekte, depressie, slaapprobleme, hart- en hartvat siektes, vernietiging selfs van breinselle, so stres maak jou eintlik dom, en vernietig jou breinselle. Dit lei tot veroudering van die hart, en versnel oor die algemeen die verouderingsproses, stres. So hulle sê dit lei tot die vermindering van die grysstof in die prefrontale korteks van die brein. Dit tas dit aan. Prefrontale korteks word aangetast deur stres. Dit skei negatiewe hormone af. En daar is daardie gedeelte waar emosies en selfbeheersing ook vandaan gekontroleer word, glo hulle. Maar jy sê maar Dries, dis my liggaam. Ek gaan daarmee doen wat ek wil. Verkeerd. God het vir ons hierdie liggaam gegee om te bly. En nou sê hy, kyk na dit. Ek wil nie julle moet stres in daai wat ek vir julle gegee het nie. Na alles, dis die tempel van die Here. Die Here sê as julle my liggaam of my tempel skend, sal ek julle skend. Gevaar, nee, dat is gevaar daar. Jy my liggaam, my tempel skend, en sê ons nie tempels is van Christus. Van die Heilige Gees nie, ons is iets anders. Maar die groot probleem is, ken hy liedjie, it is my body, I will cry if I want to. It's my body, I will do with it what I want to. As ek wil stres, sal ek stres daaroor. Die groot gevaar, dit dui op 'n ernstige gebrek van geloof. Geloof staan teenoor angs. Dis nie vriende met mekaar nie. Iemand het gesê, ek weet nie of dit Warren Webster wat gesê het, if we really believe that Christ rules sovereignly from above, we will have no reason to fear, or we should fear nothing here below. As ek ons regtig glo, hy regeer oor alles, oor ons. Ons niks vrees hier. Want hy regeer ons. As dit nie glo nie, het ons nie geloof nie. Ons, as jy wil geloof, miskien kan iemand dit ook vir ons sê, Hebreërs 11, want geloof is 'n vaste vertroue ding wat ons sien, bewys van die dinge wat ons vaste vertroue dinge wat ons nie sien nie, bewys van die dinge wat ons hoop op. Geloof, sonder geloof, en onthou Hebreërs 11 vers 6.
toe ek hierdie voorberei, moet ek tussen die hele Hebreë, die galery van geloof gaan kyk, gelowiges gaan kyk. Watter een staan nogal redelik uit van die geloofshelde? Daar's baie geloofshelde. Ek glo nie eens, hy het almal genoem, die skrywer nie. Maar hy gaan vinnig na Henog toe. En jy weet wat sê dit van Henog. En Henog het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof kan niemand God behaag nie. En mense lees nie dit reg nie, maar dit sê, hy het tot God gaan moet glo dat hy is. Dit beteken, hy reign sovereignly from above. En dat glo dat God is en nommer 2 dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Sy oor. Paulus sê ook baie van praat soek. Sonder geloof kan ons niks doen om God te behaag nie. Kan ons nie verwag dat hy ons sal beloon nie. 'n Gelowige kan nie beide angstig wees en gelowig wees nie. It's a mutually exclusive term. Contradiction. Psalm 115 vers 3. Net een, daar's soveel verse, maar mens net teken net een vat, want daar's soveel verse wat daarvan praat. Hoekom glo ons dat God in beheer is? Ons kyk net na die boek van Job byvoorbeeld, weet as dat God absoluut, wat Paulus ook sê, en hy sal nie toelaat, sê vir ons, hy is soewerein. 115 vers 3 sê, ons God is in die hemel. Ons God is Christus. Alles wat hom behaag, dit doen hy. Hy doen wat hy wil. Maar sal hy goed doen aan ons? Ja. Hy wil nie ons moet angstig wees nie. Begin by, moenie angstig wees nie. Hierdie Filippense aan wie Paulus skryf, is gemarginaliseer, eenkant toe gestoot deur die Romeinse burgers wat anders geglo as hulle en hulle is vervolg. Nou sê Paulus, maar julle moenie angstig wees daaroor nie. Maar wat moet julle doen in steede daarvan? Laat al julle versoeke aan God bekend word deur gebed en smeking met danksegging. Dis wat julle moet doen. Die oomblik as ons stres en angstig is, moet ons bid en smeek met petisies en danksegging. Gebed praat 'n verhouding met God hê. God is nie 'n spaarboek ons uithaal as ons in nood is nie. God is altyd daar. Ons het hierdie verhouding met hom en hy kyk na ons belange. Ons moet tot hom bid en vertoë bring. Ek gaan nie Lukas 18 die hele gedeelte lees nie. Jy weet wat gebeur in Lukas 18. Jesus maak ek glo dit is 'n real case scenario. 'n Vrou het na 'n onregverdige regter toe gekom en hom gesê, doen reg aan my. Maar hy sê, hierdie regter het nie God gevrees nie, so hy is 'n ateïs, 'n Joodse ateïs. Hy het ook geen mens gevrees, hierdie regter nie. En sy het aanhoudend na hom toe gekom, terugkom, sê, doen reg aan my, teenoor my teenparty, doen reg aan my. Wat het hierdie regter toe op die einde gedoen? Hy is nie bang vir hierdie vrou nie, hy is ook nie bang vir God nie. Maar hy sê, nou draai sy om en sy rand my aan. Dis wat hy nou staan. Sy gaan my aanraak. Laat ek reg doen aan haar. En hy het reg gedoen aan haar. Nou kom die Here Jesus en sê, hoor, luister na hy. Min keer wat Jesus sê, luister na hierdie verhaal. Ek kyk Psalm 118 vers 7. Psalm Lukas 18 vers 7. En hier kom weer eens wat ons sê en herhaal hierin van praat. En so ek sê weer eens, ek dink hierdie is baie van Jesus se parabole of gelykenisse is iets wat regtig gebeur het. Hy sê, sal God dan nie, toe sê die Here, luister, en dit is 'n belangrike woord, nee, luister. As Jesus sê, luister, sê hy, neem kennis, wat ek nou vir julle gaan sê. Luister na wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep nie. Ander woorde, hulle vertoon petisies na hom toe bring nie. Sal hy hulle lank laat wag? Dink die ou vertaling sê, sal hy lankmoedig wees teenoor. Beteken sal hy sê, ons God, die Vader sê maar nou, kom maar net weer terug. Kom môre terug en kyk ons of ons kan iets doen. Kom oormôre terug, hou aan terug.
Jesus sê, God is nie die onregverdige regter nie, sal hy lank vat om te antwoord as ons dag en nag na hom roep en sê, Here, help. Maar nou sê Jesus, die vraag is net, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Sal hy geloof? Want ons bid met gebedsmeking, maar met danksegging. Die woord danksegging beteken, ons sê klaar, dankie Here, dat jy ons gebed verhoor, en al gaan nie, ons nie direk antwoord nie, wat jy ook al, die naam en die wil en beweging bring is vir ons ten goede. Ons glo dit, want jy is 'n goeie Vader, en die hoor as ons roep. Maar sal die Seun van die mens geloof vind? Dink baie keer wat Jesus se waarskuwing, hy gaan nie geloof vind nie. Mense lees dit maar net om te lees. Vers 7, een belofte van die Heilige Gees deur die apostel Paulus. Wat maak hierdie gebed en smeking en geloof en danksegging? Paulus gebruik hier weer eens 'n militêre term, want hy skryf van kolonie vol militêre mense. Hy sê, en die vrede van God sal julle harte, die letterlik vertaling, the peace of God will garrison you. Dit is 'n militêre term om wag te staan rondom, om in te sluit, soos Paulus ook waarskynlik in die tronk ingesluit is. Hy kan nie uitgaan, hy mag nie beweeg nie. Maar in hierdie opsig 'n goeie ding, dis soos om 'n skat of goud te bewaar, het jy 'n garrison, 'n afvaardiging van troepe rondom hierdie skat. En dis die idee wat God gee, as ons regtig glo, Jesus sê, as ek geloof vind, sal my vrede julle hart en julle verstand. In Grieks en Hebreëus, God vir hart en verstand dieselfde, jou denke, as jy. Sal julle hart en julle sinne in vrede bewaar, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat die wêreld nie ken of verstaan nie, vir hulle is dit belaglik, dit is sinneloos, maar dis 'n belofte, as julle oor niks angstig is nie, en alles aan my bekend maak, sal ek as goeie regter in oordeel kom en julle gedagtes en sinne bewaar, totdat ek die uitkoms bring. Want dis waarmee hy daar 4 vers 9 ook sê, want julle vir my geleerd ontvang en gehoor het en my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees, is 'n belofte van God se vrede. En hy is die een wat ons hart en ons sinne bewaar, deur sy garisoen, die engel van die Here, Psalm 34, trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. Vrede wat alle verstand oortref, bewaar deur 'n militêre afvaardiging. Verstaan jy wat Paulus dan, as hy praat van die wapenrusting van God in Efesiërs 6, ek het dit al gelees, nee. Wat is die helm van? Verlossing. Helm van verlossing. Die borsplaat van geregtigheid. Christus is ons geregtigheid. Ons het geregtigheid by God bekom, maar die skild van geloof. Waarmee word die vure van die Satan, dis nie, hy skiet nie met crackers en skiet nie met windbukse nie, of met gooi met klippe nie. Hy gebruik vurige pyle om deur daai skild van geloof te kom, sodat die gelowige se hart kan penetreer. Ons gebruik die skild van die geloof en sê, my God sê, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir my. Hy is 'n goeie regter, hy sal hoor. En ons glo, hy sê dit, ek het iewers 'n prentjie gelees, daai mense wat die kains en pap verkoop hier, so iets gehad. God said it, I believe it, that settles it. Dis dit. Hy sê dit sal wees, hy is soewerein, hy regeer uit die hemel, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Terwyl ons wag op sy uitkoms, wat nie onmiddellik mag wees nie, maar hou ons aan om sy aangesig te soek, dag na dag, roep ons uit, en dan sal die prins van vrede ons bedien met sy absolute vrede. Sluit af, God het nie warriors nodig nie. Warriors, hy het sy eie warriors, die engele is sy warriors. God het gelowiges nodig, wat volhard, Filippense 4 vers 1, vasstaan in die geloof, vasstaan in Christus. See, many believers watch us closely. We are under scrutiny. Kyk versigtig na ons. Want jy kry, either you talk the talk,
But you mustn't only talk the talk, you must walk the walk. Loop sodat mense ons geloof, ons vrede kan sien. Hulle sien hoe ons optree wanneer ons in moeilikheid is. Hulle sien hoe ons bevestig met ons mond, ons weet ons het 'n probleem, ons weet ons het ernstige probleem, maar God, as mense wat sê, die hele Bybel bevat die woord, moenie vrees nie, 365 keer, God sê, reg deur die Ou Testament, Nuwe Testament, moenie vrees nie. Jesus gebruik woord klein gelowiges, klein van geloof. Moenie vrees nie. Ek wil tog afsluit in die laaste vers wat ek lees. As ons hemelse burgers is, 3 vers 20, as ons regtig hemelse burgers is, gee uit Jesaja die Here ook vir ons bemoediging. Jesaja, die eerste van die groot profete, en ek het ook gestudeer, groot profete, Jesaja. Die Here sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Die regterhand is God se sterkste hand, is Christus. Ondersteun jou deur sy gees. Wees sterk, staan vas. Dan kon ons inderdaad ook die Here se koms verwag, wat nou hierdie jaar of oor 5 jaar is, ons oë gefestig. En ons roep die Arameese uitroep, het jy al gehoor, Maranatha, O Lord, come. Die Nuwe Testamentiese kerk het glo harde dat sê, Maranatha, hoe gouer gaan dit die Here dwing om terug te kom. Mag dit so wees, dat ons, terwyl ons die lewe, vrede en geloof in ons hart het, omdat God soewerein is. En hy weet hoe om na sy kinders te kyk. Hy weet, ons hoef nie God voor te skryf hoe hy na sy skaap moet. Hy weet. Mag ons daardie rustigheid en geloof het. Hierdie gedeelte wat Filippense aan die Paulus en die Filippense, hulle bemoedig ons ook bemoedig vandag. Swaar tye sal kom, maar moenie angstig wees nie. Maar behou die geloof. Amen. Kom ons bid en vra die Here dat sy vrede in ons harte sal bly en garisoen om ons harte en ons denke sal trek terwyl ons sy koms verwag. Vader, ons dankie dat u woord spreek en dit ekho deur al die eeue. Soos in Jesaja, regdeur tot in die Nuwe Testament wat Jesus sê, moenie bevrees wees nie, moenie angstig wees nie. Selfs na sy opstanding vir sy disippels sê, moenie vrees nie, ek shalom, vrede vir julle. Dankie dat hierdie God van shalom ook ons harte en ons sinne, en ons gedagtes en ons Here liggame sal bewaar, terwyl ons hier op aarde nog in liggame is wat swaar kry van stres, en baie keer Here erken ons is besorgd oor mense, ons is besorg. Mag dit nie oorgaan na erge kommer, na angs en vrees nie. Mag u vrede ons gedurig bewaar, om te weet, u is naby, want die Here is naby. U is nie ver van ons nie, dis in ons mond, dis in ons hart. Dankie dat ons weet, dat ons hierdie week kan ingaan met nuwe krag, met die oë gefestig op Jesus, die pionier, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die groot vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, Here die smaad verag het, en gaan sit het aan die regterhand, waar hy vir ons intree, en waar sy gees uitgestuur is om ons harte te kalmeer, om rustig te wees, in vrede, om net te doen wat nodig is, want u sal die res doen. Dankie dat u dit beloof het. Dankie dat ons u as die waaragtige God kan die nodige eer en respek, maar ook liefde gee, sodat ons u kan lief hê, en u wil kan doen. Ons bid al die dinge met afhanklikheid en in danksegging. Amen.